Welkom by 'n koffiekuier. Ons het gedink om die koffiekuier so bietjie te verander en te probeer om te kyk of ons dit so kan aanbied dat jy dit ook sou kon gebruik as 'n Bybelstudie of dalk in 'n Bybelstudiegroep. So wat ek gaan doen vir die volgende 2 weke is dat ek na die brief Filemon gaan kyk. Die eerste gedeelte van hierdie koffiekuier gaan ons dan die inhoud van die brief so bietjie behandel en waarom die brief geskryf is, agtergrondstudie, gaan ek dit vir julle gee en die teks lees. En dan vir die volgende hoofstuk van hierdie saam wees, gaan ek weer die teks lees. Filemon is net 'n 1 hoofstuk brief en dan gaan ons vrae behandel en saam met julle deur die vrae gaan. Die inhoud van die agtergrondstudie sal saam met hierdie video gepost word, as ook die vrae volgende week. En ek hoop dan op so 'n manier dat ons vir julle 'n beter kwaliteit materiaal sal gee wat jy dalk op 'n ander manier ook kan gebruik in jou eie selfstudie, maar ook as jy in groepe saam hierna wil kyk. Maar voordat ons begin, kom ons sluit net eers die oë. Here, dankie dat ons na u woord kan lees. Dankie dat ons daarna kan kyk. Dankie dat ons in diepte studies daarvan kan doen en kan weet dat u betrokke is wanneer ons so saam is. Dankie Here dat ons kan vra dat u ook deur u Gees in ons sal werk wanneer ons besig is om u woord te lees en dat u dit vir ons sal vertaal sodat ons kan hoor en kan gaan leef op 'n nuwe manier. Amen. Ek lees dan vir ons die brief Filemon in die 1983 vertaling. Van Paulus, 'n gevangene ter wille van Christus Jesus en van ons broer Timoteus. Aan Filemon, ons vriend en medewerker, en aan ons suster Afia en aan Agrippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat gereeld in julle huis bymekaar kom. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Filemon se liefde en geloof. Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Jou liefde het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van die gelowiges verkoop het. Paulus pleit vir Onesimus. Daarom, al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys, doen ek liewer 'n beroep op jou op grond van die liefde. Doen ek, Paulus, wat 'n ou man is en nou ook 'n gevange ter wille van Christus Jesus. Ek doen 'n beroep op jou in belang van my kind Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Ek stuur hom na jou toe terug en my hart gaan saam met hom. Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy my in jou plek kan dien, terwyl ek ter wille van die evangelie 'n gevangene is. Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Miskien was hy 'n kort tydjie van jou af weg, juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou nie langer net as slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my, hoeveel te meer sal hy dit nie vir jou wees nie, as mens en as broer in die Here. Dus, as jy my as deelgenoot in die geloof beskou, ontvang hom net soos jy my sou ontvang. As hy jou enige skade aangedoen het of iets skuld, sit dit op my rekening. Hier skryf ek Paulus met my eie hand. Ek sal betaal. Ek hoef jou natuurlik nie daaraan te herinner dat wat jy is, jy aan my te danke het nie. Ja, broer, in die naam van die Here, bewys my hierdie guns. Maak my hart bly, soos 'n broer in Christus. Ek skryf van jou die vertroue dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet ook dat jy selfs meer as dit sal doen. Hou sommer ook vir my huisvesting gereed, want ek hoop dat God in antwoord op julle gebede my aan julle sal teruggee. Groete en heilwense, Epafras, wat saam met my ter wille van Christus Jesus 'n gevangene is, stuur vir jou groete. Ook my medewerkers Markus, Aristarchus, Demas en Lukas stuur groete. Die genade van die Here Jesus
sal by julle wees. Dit is dan die volle brief van die brief Filemon wat Paulus aan Filemon skryf. Nou, ek het sommer 'n opskrif gemaak vir hierdie brief om te sê van slaaf tot broer. Nou, ons is baie seker vandag, of so seker soos wat mens kan wees, dat hierdie brief definitief deur Paulus geskryf is. Ons twyfel nie regtig vandag aan die outeur van hierdie brief nie. En selfs bekende teoloë soos N.T. Wright en Bruce, F.F. Bruce sal vir ons sê wat kritiese teoloë is, dat die feit dat Paulus sê, hier skryf ek met my eie hand, dat ons glo dat Paulus self hierdie brief geskryf het. Hierdie persoonlike verwysing gee vir ons dan onderstreep die feit dat Paulus hierdie brief geskryf is. William Barclay sê vir ons dat hierdie 'n baie persoonlike brief is en dat mens amper iets van 'n gentleman kry van wie Paulus is, meer as net die teoloog Paulus. Die brief is geskryf waarskynlik rondom 62 na Christus, terwyl Paulus in die gevangenskap is in Rome. So ons sien dat hierdie brief definitief dalk geskryf is saam met die ander gevangenisbriewe waarvan ons bewus is, Efesiërs, Kolossense en Filippense, en dan nou ook die brief van Filemon wat geskryf word uit die brief uit die tronk uit Rome. Baie geleerdes meen dat Filemon saam met Kolossense die brief aan die gemeente in Kolosse saam met Onesimus gestuur is, sodat hierdie brief dan saam met die ander brief 2 briewe gelyk geskryf is en gestuur is aan die gemeentes. Aan wie word hierdie brief geskryf? Nou in die eerste is dit baie duidelik dat dit geskryf word aan Filemon. Filemon was 'n welgestelde Christen en waarskynlik die leier van die huiskerk in Kolosse. Hy was duidelik iemand met invloed en dit wil vir ons voorkom of die mense in sy huis by mekaar gekom het en dat die huiskerk van die gemeente in Kolosse dan in Filemon se huis by mekaar gekom het. Die brief word ook gerig, dit sien ons aan die begin van die brief, aan Appia, waarskynlik Filemon se vrou, en ook aan Agrippus, moontlik hulle seun of die medeleier van hierdie klein gemeentetjie. Let ook dat Paulus begin om die hele huis aan te spreek. So wanneer Paulus dan hierdie brief skryf, skryf hy dit vir die hele gemeente. En dit gaan nie net oor die 2 individue, Filemon en Onesimus nie, maar ook oor die hele gemeenskap van geloof, wat vra dat daar versoening moet plaasvind rondom hierdie saak. Waarom is hierdie brief geskryf? Die hart van die brief lê by Onesimus. Onesimus is die slaaf wat weggeloop het. Onesimus was Filemon se slaaf en hy loop weg. En dan ontmoet hy vir Paulus in die tronk, daar waar hy in Rome in die tronk is, en Paulus word sy geloofsvader, soos wat hy dit stel, sy kind in die gevangenis. En dan stuur Paulus vir Onesimus terug. Nou, 'n slaaf was 'n besitting, iets wat aan jou behoort het. En 'n slaaf wat weggeloop het, was iets wat weggeskei word, wat geen genade verdien het nie. En Paulus skryf dan hierdie brief en sê, maar ontvang vir Onesimus terug, nie net as 'n slaaf nie, maar as 'n broer. Nou gelowiges, hierdie is 'n baie groot skuif in die denkwyse van hoe Paulus dink oor mense. Want 'n mens wat is iemand wat regte gehad het en besluite kon neem en oor homself kon besluit wat en waarheen. Maar 'n slaaf is nie beskou as 'n mens nie. 'n Slaaf is beskou as 'n besitting. Dis soos hierdie klikkertjie wat ek in my hand het. As ek hom neersit, sit ek hom neer, as ek hom optel, tel ek hom op. Hierdie klikker kan nie besluit nie. Dis amper soos 'n skaap of 'n perd of 'n bees in jou besitting. As hulle kinders het, is dit joune, as kalfies of filletjies, jy gee hulle weg of jy vat hulle terug. 'n Slaaf is so beskou, net 'n besitting. En hierdie slaaf loop weg. Met ander woorde, hy bring skande oor homself, maar ook oor Filemon wat hom besit het. En dan stuur Paulus hom terug en sê, sien hierdie mens, sien hom as 'n mens, sien hom as 'n broer. En dit moes 'n geweldige groot kopskuif gewees het. Vir Paulus, maar ook vir Filemon.
Paulus pleit nie direk vir die afskaffing van slawerny nie. Dit kom baie later. Maar hier word 'n saadjie geplant vir Paulus om te sê, maar slawe is ook mense en ons kan 'n slaaf terugneem as 'n broer. N.T. Wright beskryf dit as 'n ontploffing van genade onder die oppervlak. Paulus gebruik nie mag om Filemon te beveel nie, hy gebruik liefde om te verander. Paulus praat mooi, Paulus sê, onthou wat ek vir jou gedoen het, onthou wat ons vir mekaar beteken het, en kyk so en sien 'n mens raak. Hy vra hom om te doen wat Christus self sou gedoen het. En N.T. Wright sê ook dat hier die kern is rondom hierdie gesprek is, Paulus vra hierdie bekende bandjie wat ons in die laaste tyd dra, what would Jesus do? Is amper wat Paulus vir Filemon vra. So word Filemon die toetsgeval vir die evangelie. Sal hy sy geloof prakties uitleef deur sy broer te vergewe en hom vry te maak. Die teologiese betekenis van hierdie brief wys vir ons dat daar in sosiale verhoudinge in die antieke wêreld anders gelyk het as hoe dit in ons wêreld lyk, maar dat daar grondverskuiwings kom in die manier hoe Christene dit uitgeleef het. In Galasiërs 3 vers 28 sien ons ook, in Christus is daar nie meer 'n slaaf of 'n vry nie, maar almal is gelyk. So ons sien dat daar denkverskuiwinge kom in die manier hoe Christene dink oor mense en oor slawe. William Barclay, 'n teoloog, skryf, Filemon is die verhaal van wat gebeur wanneer 'n man nie meer 'n ding is, as 'n ding behandel word nie, maar as 'n broer. Dit is die evangelie in 'n klein briefie saamgevat, 'n miniatuur opsomming van die evangelie. N.T. Wright sê verder, hier sien ons die begin van die revolusie wat Jesus begin het. 'n wêreld waar mense nie meer volgens status of besitting beoordeel word nie, maar volgens genade. Gelowiges, ons sien dus dat hierdie klein briefie in die hand van Paulus aan Filemon, sy medegelowige, geskryf word om Onesimus wat weggeloop het, terug te neem as broer. En vandag klink dit vir ons amper sonder enige moeilikheid. Hoe sal ek dan nou nie iemand terugnooi? Hy het dan maar net 'n fout gemaak. In die wêreld van Paulus 60-62 na Christus is dit grondverskuivend dat iemand 'n slaaf sal terugneem. Nie net as 'n slaaf nie, maar as 'n broer, iemand wat in jou huis kom woon, iemand wat ek sien as 'n gelyke, nie as 'n besitting nie. En ons gaan dan volgende week weer na hierdie teks kyk en dan gaan ons 'n paar vrae beantwoord en vra maar hoe het dit dan van toepassing op my eie lewe en hoe kyk ons vandag na hierdie brief? Baie dankie dat jy saam geluister en gekyk het.